Ons wil soveel wedstryde speel soos ons kan. Jy weet, om ook spelers te kies. Ek dink ons het 'n baie goeie groep, baie goeie experience, maar ook baie goeie jong spelers. Jy weet wat hulle aan opgesteek het en dis voorbereiding vir die WAFCON natuurlik. So ons wil seker maak dat ons reg voorberei. Ek dink van die ander lande wat hier is Malawi en Zambia. Ek dink hulle gaan ook hierdie COSAFA gebruik om voor te berei en om spelers te kies. Want ons het 38 spelers gekies. Die oorsese spelers, hulle sal natuurlik inkom wanneer die FIFA datums begin. Die 24ste, die 25ste. So die toernooi begin, die COSAFA begin die 18de. En is 'n goeie kans vir ons om te berei en om te kyk wat ons nog moet aanwerk. Ons het ook 'n periode na die COSAFA om te voor te berei verder nadat ons die finale span gekies het. Wel, jy weet, is 'n baie goeie groep, soos ek sê, baie goeie groep van baie ondervinding, maar ook 'n baie paar jong spelers wat jy weet baie opwindend gewees het in die liga. Ek dink ons moet daai balans reg kry wanneer ons die span kies, dat ons daai jong spelers het en dat ons ook die ondervinding het en as ons dit reg kry, weet sal ons 'n goeie span bymekaar maak vir WAFCON. Ek dink dit is baie belangrik. COSAFA het ons baie in die verlede ook gehelp, jy weet. Ek kon onthou 2018 wat ons op pad is na WAFCON toe. Toe bring hulle vir Cameroon, hulle het vir Uganda gehad en jy weet ons het die toernooi gewen in Uganda vir Cameroon in die finaal gespeel en ek dink 'n paar jaar voor daai het ons Cameroon gespeel in die WAFCON en jy weet hulle het 'n bietjie geboelie en ek dink dit gewys daai tyd dat ons op die regte pad is en jy weet 2018 het ons vir die wêreldbeker jy weet ingekom vir die 2019 wêreldbeker. So dit was goeie voorbereiding geweest. Ek dink vir meeste van die spanne gaan dieselfde ding gebeur dat hulle dit gaan gebruik. Jy kyk ook in die ander streke, daar's ook ander klein toernooie wat hulle gaan speel om spelers voor te berei vir die WAFCON.